Okay, het jy al gewonder hoe werk hierdie verskillende prysings op die maande van mielies en sojas en al hierdie tipe van goeders? En dis 'n geoorrollery van die kant af na daai kant toe en dan al die rollers is jy wat nie stofrol op die einde van die dag. Ek praat hier met Petrus. Hey, ja, ons lag nou maar is nie eintlik snaaks nie. Nee. Ek praat met hom. Hy gaan net 'n bietjie meer vertel. Hoe werk die reëls oor die algemeen en so voort. So wat is die goed waarna jy 'n bietjie moet uitkyk om seker te maak wanneer jy jou verskansing doen in daai goeders dat jy nie in die stof rol nie. Petrus, hoe lyk dit? Dit met jou. Ja, doodstil, rustig. Nou ja, ek voel regtig baie keer so, want dit is net 'n gerol die kant toe en daai kant toe en dit is net rol en dan het ek boggerol. Sê gou vir my nee. Hierdie hele prysings van die maande en al daai goed, waar kom die besigheid vandaan nommer 1? Want ek het nou 'n Maart en 'n Mei en 'n Julie en 'n maar wat het van April en die res geword? Okay, so dit is maar baie standaard vir futures markte oor die wêreld. So jy het 'n Desember en dan 'n Maart en 'n Mei, dan 'n Julie en dan September en dan Desember. Ja, so dit is jou kontrakmaande, maar dit is baie standaard maande. Maar dan as jy in die maand is, dan word dit die leweringsmaand. So, yes. As daai maand, so dit is dan die maand wat jy kyk so wat jy fisiese graan moet lewer. Ja. So as jy 'n futures posisie neem, is die definisie daarvan ek beloof om 'n sekere tonne, 'n sekere graad op 'n spesifieke plek wat eintlik Randfontein is, maar dan het ons mos nou die diferensiaal. So dit is eintlik klomp plekke, maar dis eintlik 'n spesifieke plek. Graad en 'n spesifieke prys te lewer. So, okay, ek weet, okay, right, ek stroop in Julie maand, nê? Nee? Of ek stroop eintlik al in Junie, nê, nee? Om veilig te wees. Partykeer al in Mei, maar in Junie. En so ek weet teen Julie maand sal ek einde Julie sal ek al my goederes gelewer het. So ek is happy om te sê, okay, right. En dan gee die mark my dalk 'n geleentheid om vroeër te prys of dat ek 'n prysbepaling kan doen om dan nou, want ek weet met baie keer met die finansieringsinstansies, hulle wil ten minste sekerheid hê rondom 'n gedeelte van die goed, om te sê, okay, right, ons het hierdie bate, is noem dit nou maar sê my in die bank, as alles nou nie heeltemal in sy glorie gaan nie. Hulle het hulle kan 'n nommer op 'n ding sit. Yes. Okay, en dan op die einde van die dag sê ek, okay, right, ek prys nou teen daai ding, soos jy sê, dis eintlik 'n belofte om daai tyd te lewer. Ja. Okay. Nou hier's nou waar dit nou interessant raak. Yes. Nee. Ja. Nou skryf ek 'n maartkontrak, né? Nee? Great, ja. Ja. Ja, daai so, kyk, en 'n maartkontrak is 'n interessante ding want jy kan of baie geld maak of baie geld verloor, maar nou is dit 'n jaar soos hierdie, nee, wat nou verby is. Nou het dit te veel gereën, ons kan nie met die stroopers inkom nie, daai tipe van goeders. Maar hoe maak ek nou, want nou sê hulle vir my ek moet die ding rol, nê? Nee? Na 'n ander maand toe. Maar is dit nie net beter om te sê, man, luister hierso, ek gaan koop eerder mielies in teen die Maart, nê? Nee? Maak daai posisie toe en maak 'n ander posisie oop in 'n maand daarna nie. Kyk, dit hang af nou wanneer as jy mielies sou stroop in Julie en jy hou hulle om in Maart te lewer want die Maartmaandprys is hoog, yes. nê? Dis 'n ander storie. So dan werk jy jou rente en stoor tot dan nou volgende jaar Maart uit wanneer die volgende oes nou mos gaan nou inkom. Maar dan moet jy daai fisiese mielies mos nou alles hou en die rente en stoor betaal tot dan. Yes. Die ander plan is as jy hom terugwerk, as jy voor die tyd mielies wat jy eers eintlik in Julie gaan stroop, solank op Maart verkoop, soos wat 2 jaar terug gebeur het, want die Maartprys, wel dit is hierdie jaar gebeur, die Maartprys was op 5000 ja. En die Julie maandprys was op 4000. Nou dink jy die Maartprys moet eintlik gaan na die Julie maandprys toe. Dan dis baie gevaarlik want eintlik aan die einde van die seisoen is daar mos nou baie min mielies. So, ja. As jy hoop jy gaan 'n Maart stroop, maar jy weet jy gaan eintlik in Julie maand stroop, dan kan jy nie die Maart verkoop nie. Ja, so, of jy kan, maar jy gaan basies hoër dalk inkoop as wat jy hom nou. Ja, soos wat hierdie jaar, weet die voorraad is eintlik op. Jy weet en daar's weet ek verstaan dat daar ouens is wat Maart verkoop het, want die laaste 28 jaar het dit nogal gebeur dat die Maartprys
afneig na die volgende jaar se prys. Wat ek hierdie is 'n baie belangrike ding, nê? En vir die ouens wat nog nie byhou nie, hou by. ons gaan julle nou in die lig kry. Okay. Die seisoen begin tegnies, nê? 1 Mei. 1 Mei. Hierdie seisoen werk anderster as my as 'n boer se seisoen, nê? Hierdie is die, kom ons noem dit die consumption seisoen, die verbruikseisoen. Kyk, dis eintlik maar die begin van strooptyd. Ja. 1 Mei. So dis amper wanneer die nuwe oes inkom. Dis wat ek bedoel, maar, ja. maar so waarmee jy sit dan is, jy sit met Mei maand en nou gaan die voorraadvlakke op Julie en dan right, en dan einde Junie of einde Julie is ons daarso. Right, dis alles nou gelewer wat gelewer moes wees en dan gebruik die mark oor tyd na die volgende jaar toe gebruik hulle daai mielies. Yes. Okay, ek verstaan wat jy bedoel. Tot laat ons by einde Maart se koers kom, yes. nê? Einde van die seisoen. Dis einde van die verbruiksseisoen of die gebruiksseisoen met wat jy lus is, nê? So dan begin die voorraadvlakke af, maar die ouens weet ook mos luister hierso hoeveel dan nou inkom. So gewoonlik moet hulle daai 2 maande breach tussen Maart en Mei of daai maand plus minus. Ja, vanaf sê nou maar einde Februarie, Maart, April, ja. Dit is die gedeeltes wat amper half gebreach moet word. So afhangende van waar jou voorraadvlakke daar is, kry jy baie keer 'n hoër ding daar soos jy vroeë mielies kan lewer. Yes, dan skoor jy nou op daai prysgedeelte want dit hang af wat die vorige seisoen gedoen het in terme van voorraadvlakke en hoe die goed bietjie meer kristalliseer ensovoorts. Okay. Yes. So ons het die 2 seisoene wat eintlik hardloop en die ander een is die boer se stroopseisoen, hè. Yes. So ek plant nou Oktober, November, Desember, wanneer ook al en dan stroop ek nou either Maart, Maart, April, Mei, Junie, Julie. Daai is basies my produksieseisoen en hierdie goeders oorvleuel met mekaar. Ja. En afhangende van wat in die mark aan die gang is op daai stadium bepaal dit nou die voorraadvlakke. Nou wil ek nou weet, ek het nou vroeg mielies geplant, nê. Ek is nou dik gegeer gewees vir hierdie dik maartprys, nê. Nou gebeur dit nie dat ek kon nie stroop nie want ons kan nie inkom nie, skielik val al die water uit die lug uit wat die vorige 2 maande moes geval het. Wat staan my te doen rondom dit? Wat is die goedkoopste manier om uit, want moeilikheid het ek moeilikheid. Maar wat is die goedkoopste manier om uit so 'n posisie uit te kom? Okay, so jy moet die fisiese mielies moet jy mos nou voor die einde van Maart lewer. Soos ons net gepraat het, ek dink dit was die 22ste Maart of wat was 23ste iewers in daai koers. Was die laaste delivery day, noem ek. Ja. Okay. So jy moet voor daai Maart kontrak dan moet jy fisies die sertifikaat lewer. So jy het 2 keuses, of jy moet probeer stroop en ons mielies was alles nat, so ons kon nie stroop nie. Of jy moet fisies mielies ergens koop, nee? So dis die tweede ding. En dan die eintlik wat jy dan kan doen, jy moet op die mark dieselfde posisie wat jy het. So jy het verkoop, so jy moet dieselfde posisie terugkoop. Yes. Nou as jy dieselfde posisie terugkoop, dan druk jy eintlik die mark op. Ja. So dit is hoe die prys dan regverdig bepaal word. Want die voorraad is nie daar nie, daar's ouens wat verkoop het en dan begin hulle koop om hulle uit hulle posisies uit te kom. Hy moet 'n posisie kry, maak nie saak wat nie, hy moet daai posisie toemaak. Ja, met hy moet die posisie toemaak. So dan so en dan kry jy hierdie goed waar 'n ding na die einde van 'n leweringsmaand toe gewoonlik in Maart kry jy sommer waar jy met R1000 'n ton in 'n week klim of R1500 'n ton klim, want die ouens moet daai fisiese posisies moet hulle toemaak. Yes. So wat gebeur het in Maart wat nou verby is, is dat hy eintlik nogal geval die laaste 2 dae in Maart. Het hy eintlik die teenoorgestelde gedoen wat ons nou so verwag, want soos jy nou sien, daar is nie eintlik voorraad nie, maar Maart het nogal heelwat afgekom die laaste 2 dae van Maart. So dis nou nogal sleg om het iemand soos Magic mielies vervaardig of wat? So dis kyk, dit het in 2020 ons ook 'n scenario gehad waar daar voorraad gelewer is wat nie bestaan het nie. En daar is lyk my ook weer so 'n scenario waar daar mielies gelewer is wat die ouens daar kom dan is die mielies nie daar nie. So dis sleg om
dit na die tyd agter te kom en sien okay, wat die prys het geval, nou wil die ouens die mielies gaan haal, dan is dit nie daar nie. So die ouens wat reggekeer is vir die mark, nê, verloor in die ouens wat okay, die kort en die lank van die storie is, nê. Waarskynlik die ou wat dis 'n vreeslike sonde wat nou hier gebeur het. So ons sien mos nou dat jy is die voorraad nie. Ons het almal gesukkel om te stroop. Die pryse die laaste 2 dae van Maart baie geval, nê. En ek het my gat geroer om uit my posisies uit te kom want ek gaan nie gelewer kry nie. Maar hy's uit af eintlik. So wat gebeur het? Ja, nog voor hy geval het, nê? Ja, maar daar is sê net maar ouens wat lewering toe gevat het, sê okay, hy's af, maar ons het nie mielies nie, so ons wil dit hê, nê. Toe val die prys, fyn, dit lyk eintlik of al baie ouens dan nou lewer, want hy's mos nou af. So daar's nou sommer nuwe kontrakte wat ingekom het. Dit lyk of daar genoeg voorraad gaan wees einde Maart. Maar nou kom jy daar om die mielies te kry en dan is dit nie daar nie. Verstaan nie. So dit is wat genoem word onregverdige prysbepaling. Want jy het iets wat die prys affekteer, nê, wat die prys vreeslik affekteer obviously, maar wat nie 'n invloed op die voorraad het nie. So daar's nie daai voorraad kom nie in die mark in nie, maar die prys is af. So dis wat gebeur as jy voorraad sertifikate lewer op die mark, maar die voorraad word nie beskikbaar vir meelenaar om te maal nie. So as hy daar kom of 'n varkboer of maak nou nie saak nie. As jy nou daar kom en die voorraad is sê nou maar nie die regte graad nie of dis nie daar nie. Jy kan dit nie uitlaai nie. As dit nie kan deel word van jou besigheid nie, dan het dit eintlik net 'n invloed gehad op die prys, maar geen invloed op jou nie. Okay, right, so ek was nou 'n bietjie optimisties geweest, nê? En nou sit ek in Maart en middel Maart hier kom hier reën. Nou okay, en wat doen ek? Jy moet eintlik net uit daai posisie uit gewees het, maar in my opinie moes jy nooit so 'n posisie geneem het nie, want ons stroop Hoekom nie? Want ons stroop nie gewoonlik in Maart nie. En ek wil as jy nou ons oordragvoorrade gekyk het, die voorraad vir die jaar, kyk wat dit bietjie moeilik gemaak het is die National Marketing Council, wat is dit in Afrikaans? Ek geen idee nie. Dis die NIMC nee. Ja. Het elke week die Zimbabwe uitvoere amper met omtrent 30-35% onderskat. Ja. So in die begin was die totale uitvoere voorspelling iets soos 1.4. Ons het hom uitgewerk. Toe skielik toe kry hy toe grease hulle die grens en toe gaan die goed baie vinniger oor. Ja. Dis so ek wil ons totale uitvoere Zim toe was 1.3 miljoen ton en die totale uitvoere was omtrent 3 miljoen ton. En daar was ook baie boodskappe wat van Agbus afgekom het, Wandile wat sê ons doen nie uitvoere nie, ons is nie besig met uitvoere, maar wat hulle bedoel het is ons doen nie diepwater uitvoere nie. Verstaan? Maar ons Afrika uitvoere is baie gewees. So die ding is die ou het net een ding gehoor iewers ter oor die radio of wat ook al en toe sê hy soos nee, okay, cool. Ek is nog alright wat dit aanbetref. Ek kan nog 'n kans vat, maar ek dink reël 1 is as jy sien jy gaan nie jou fisiese graan kan lewer nie, get out. Yes. Maar in die eerste plek dit het baie aanloklik ook gelyk want die Maart maand prys was op 5000 en dan is die Julie maand prys op 4000. Yes, dis die ding. Maar jy moet maar dan het ons ook 'n baie klein voorraad op daai stadium gehad, nê. So jy moet ek sal glad nie so trade-offs doen nie. Die kort en die lang van die storie is dis 'n onnodige risiko wat jy nie moet vat in jou boerdery nie, nê. Baie groot risiko. Ja, nee, moenie dit doen. Is dit nie een van daai gevalle waar dit is luister hierso wees eerder konservatief en boer vir die Julieprys nie? Ja, dit is maar wanneer ons stroop. Ek bedoel as jy kyk oor die jare hoeveel mielies ons lewer Maart en April, want ons sê altyd early deliveries sal dit uitsort, maar die grootste gedeelte van die early deliveries kom in elk geval die laaste week van April in teoreties. Nou kom ons sê ek verskans myself nou want ek soos wat ek vroeër gesê het, ek moet nou vir insette by die koöperasie of by die bank of by wie ook al moet ek 'n gedeelte verskans, nê? Okay. Nou verskans ek daai goed in Julie, nê? Maar nou om watter rede ook al kan ek April stroop, nê?
kan ek nog steeds die upside kry van daai? Is ek vas op daai Julie maand kontrak? Ja. Hoe moet ek maak? Okay, dis 'n baie goeie vraag. Ek was in 'n paar sulke gesprekke betrokke waar ek eintlik kliënte van my vergesel, ek weet nie of dit die regte woord is, Ja, by die bank. En om vir die bank mooi te verduidelik dat op sekere vlakke en ek dink daar's miskien 1 jaar uit 28 waar dit 'n goeie plan was om voor seisoen iets te prys. ja, Verstaan. Maar die res van die tyd wat ek op my geheime grafieke nê, as jy mielies voor seisoen verkoop, dan verhoog jy jou risiko. En ons het dit vir die bank verduidelik want ons leen ons nou geld by die bank. ja. Maar jy praat van ek is in Oktober en Yes. nou prys ek al klaar. Ja. Yes. Nou daai is baie gevaarlik om daai verkope daar te doen. Want ons risiko as produsente is nie eintlik die prys nie. Ons risiko is produksie. So as jy 'n groot oes het en die prys is op die wêreldprys en hy's laag, dan is dit eintlik heeltemal 100% fyn, verstaan. Die probleem kom in as jy mielies verkoop het in Oktober maand en die prys is relatief laag, nê? Nee? Ja, En jy stroop dan net 1/3 want die oes is kleiner want daar's om watter rede ook al. ja, Yes. of dit word net fisies droog. Ja. Dan gaan die prys verdubbel, nê? Nee? Yes. En dan moet jy duur mielies inkoop Yes. met die bietjie wat jy het. Yes. Nou moet jy weet, baie van daai bankkontrakte forceer die ouens om 65% van hulle langtermyn gemiddeld te verkoop. Nou verkoop hulle 65% teen daai vlak, nê? Nee? Dan verdubbel die oes, dan stroop hy 1/3. Dan moet hy nog 1/3 gaan koop. Dan daai is jou risiko. En maar sê gou vir my nê, en dan maar hoe maak ek dan nou? Kan ek ander strategieë in plek sit wat vir my dieselfde teoretiese hedging gee sonder dat ek fisies moet inkoop as daar issues is, daai tipe van goed? Wel, elke kliënt wat ek saam mee gegaan het om vir die bank daai situasie te verduidelik, het die bank gesê hulle behoort presies en die persoon hoef nie vas te maak nie. Verstaan? Right. So dis al klaar begin. So jy moet net moeite doen. Ja, jy Dit moet is die ja. kort en die lank is moeite doen, kry 'n kenner om saam met jou te gaan en te sê, right, hierso is hoekom ons dit nie wil doen nie. So ek noem dit vlakke van betrokkenheid. So jy moet ten minste net nie jou mielies voor seisoen verkoop nie. Ek wil daar was 1 uit 28 wat dit dalk 'n goeie plan was. Maar as jy die volgende stap is, jy koop fisies teen daai pryse en dit is baie naby aan die vlakke wat ons ook nou verhandel. En dit is ook wat ek nou vir my kliënte doen. So dit is jy koop die prys is laag. Ja, So ons koop nou mielies terug, die goedkoopste mielies wat ons kan kry op Safex. So jy verkoop jou mielies, dan koop jy vir jou posisies, nê. Nou daai posisies gaan vir jou risiko, jou produksie-risiko verskans vir die volgende tyd. Ja. Afhangende hoe lank dit vat om weer dalk nie te reën. Verstaan? ek hoor wat jy sê. En as ek nou is by die punt waar ek wil terugkom na die Julie maand ding toe, nê. Ek het nou 'n Julie maand kontrak geskryf en nou voel ek is vas op 'n Julie maand. Maar ek het dit nou reg gekry om April te stroop, nê, of Yes. in Mei wat die prys nou hoër is, Ja. maar nou voel ek moet in Julie lewer eers, Ja, nê. nee, jy hoef nie. Right. Verduidelik my wat maak ek? Okay, so ons het nou sommer toe ons by Nampo ook was die Mei maand prys ons lekker hoog en daar was sommer R600 premies, R500 premies bo die mark. So jy het die mark verkoop in July, so jy het 'n kontrak daar, maar jy het nou mielies. Yes. Nou die ouens het amper R1000 meer gekry. So jy maak jou posisie toe in July en jy realiseer 'n premie op die Mei maand. So eintlik wat ek doen is ek verkoop nou my mielies en ek koop my uit die Julie maand kontrak uit. Dit sê dit soveel mooier as ek. Maar dis presies dit. Ek moes nou net mooi dink hoe hy werk. Right, so as ons is in hierdie tipe van scenario's ensovoorts, of ja, jy weet mos elke plaas is nou maar 'n moeilikheid. Kan julle hulle help met strategieë going forward ensovoorts, hoe werk julle storie? Ja, ons kan. Kyk wat ek net ook wil bysê is
daar's geen van die traders by ons wat enigstens hulle eie posisies het nie. Ja, so hulle mag jy hulle eie posisies vat nie. Ek wil as jy jou eie posisie wil hê, dan werk jy nie dan. Ja. So en want dit is 'n konflik van belang. Want soos as ons vir kliënte posisies neem, is daar beter posisie en slegter en so ek wil die brokers moenie sê okay, hier's 'n beter en dan vat hom vir hom nie. Ja. Ek wil jy wil nie glad nie so 'n situasie hê nie. En dis dieselfde ook met as ek my fisiese milies aan 'n ou lewer, maar daai is die ou wat nou op die einde van die dag vir my advies gee rondom dit en ek meen daar is ouens wat regtig die boer se beste belange op die hart het, nê. Nee. Maar dis is om wolfskaapwagter te maak en te verwag hy moenie hier en daar 'n lammetjie skep nie. Ek dink Afrikaans is weg, die temptation rondom dit is net te groot. En dis weer eens, dis nie almal wat dit doen nie, maar op die einde van die dag as jy by 'n plek is wat dit glad nie doen nie, dan weet jy dit is nie daar nie. Nee, jy kan nie, ek wil teoreties kan jy kan nie 'n fisiese trader wat fisiese milies trade kan nie eintlik vir jou advies gee nie. Verstaan? Ja. Ek bedoel, wat ons doen is ons trade glad nie in fisiese milies nie. Ons het geensins van ons eie posisies nie en ons deel in die wins op die einde as ons vir die kliënte geld maak. Okay, so as ek nou belangstel 'n bietjie hoor hoe julle die dinge sien, hoe maak ek? Ek kan my 'n lykie gee. Ek wil dit is 'n baie langtermyn verhouding wat mens op die ou einde het. Ek het kliënte wat ek nou al 29 jaar het. Ja. Jy weet, so bedoel dit is soos daar's vlakke van betrokkenheid. So al raak jy nie betrokke nie, gee my net 'n lykie dan kan ek jou net bietjie adviseer. Nou dan werk ek wil dis 'n lang proses. Ek wil dis nie vandag nie. So die kort en die lank is dit gaan nie oor jy wil nou die ou se oes, dit gaan oor stap 'n pad saam en soos ek altyd sê in landbou het jy 10 jaar jy het 'n 10 jaar visie nodig anders is jy in die verkeerde game. Ja nee, nee, dis presies so. Dis nie sommer nou nie. Ek wil soos ek het kliënte wat ek laas jaar geadviseer het. Nou sê hulle jy's maar ek was reg. Nou is hulle my kliënte, verstaan? So dit is maar dit vat tyd. Mens moet eers mekaar leer ken. Dit maak nie saak. Ek stem 100% saam. Petrus, dankie baie. Dankie. Right. Hy lyk maar so snaaks hoor, maar hy verstaan nogal die werke. So as julle belangstel, linkie bo of hier onder, kom met Petrus hulle in kontak. Ek hou van die uitgangspunt dat daar nie konflik van belange is nie en ek meen jy wil 'n ou hê wat darm 'n bietjie objektiewe view het wat wel saam met jou in die bed is vir die langtermyn. As ek die geld maak, maak hy ook die geld hier. So daai werk vir my. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.